Goeiemôre, het is 22 Oktober en hier volg die wêreldnuus. So, in die nuus hierdie week, ons almal weet van die groot nuus vir die week is maar die Gaza Peace Talks en die oorlog in Oekraïne. Ons begin sommer by die oorlog in Oekraïne. Daar was 'n meeting beplan tussen Trump en Putin later die week, begin volgende week, en daai meeting is gekanselleer. Trump het net gesê hy gaan nie sy tyd mors nie. Want hy het 'n oproep gehad met Putin eergister en gister. 3 ure lang oproep en daarna het hy agtergekom hy mors sy tyd met Putin. Putin het nie hy het net nie 'n saak nie. Hy wil nie hierdie oorlog stop nie. Sy doel is om die hele Oekraïne te vat. So dit wys maar net hoe hy al vir jare en jare lieg vir die res van die wêreld. Eers het hy gelieg om te sê hy gaan nie vir Oekraïne invade nie, hy doen maar net 'n oefening op die grens met sy magte wat hy opgebou het, en vir maande lank het hy vir die wêreld gelieg en gesê hy gaan nie invade nie. Toe invade hy, nou gebruik hy allerlei verskonings vir die invasion. En die invasion is 'n 3-day operation, special operation, 3 days, wat hy net die plek, die deel in die ooste kry wat sy mense, of waar Russiese sprekende mense bly. Dit het nie uitgewerk vir my. Toe bom hy die hele plek stukkend. Dis nou die Kammersdag die plek wat hy wil beskerm teen Oekraïne, waar Russiese sprekende mense bly, bom hy dat daar nie een gebou bly staan nie. En nou gaan hy verder. Nadat hy nou gesê het, daar is nie 'n manier dat hy wil vrede nie, jy kan sien, hy soek die hele Oekraïne. Hy het nou begin bomme skiet, indiscriminately, soos sy man nou altyd doen, in sy hele geskiedenis doen. In Kharkiv, in Kiev, gisteraand, kindergarten skole getref, ander servieplekke getref. Daar sal baie vrouens en kinders, onskuldige vrouens en kinders dood in Oekraïne weens sy drone attack, sy missiel attack, sy aanvalle. Wat vir my baie die interessante ding is sekere kommentators wat vir Israel, wat hulle self verdedig teen aanvalle teen Hamas en struikel in Gaza, hulle word uitgemaak as massamoorders, kindermoordenaars en die tipe van ding en genocide teenoor die Palestynë, maar hy selfe kommentator support Putin met wat hy doen. Presies dieselfde. Hy is besig om in Oekraïne duisende mense dood te maak, vrouens en kinders ingesluit, met indiscriminate attacks op stede. Hy het die hele ooste al, die plekke wat hy nou geoccupy het, daar staan nie 'n gebou meer nie, daar is nie meer mense wat daar bly nie. Die plekke is verwoes en verwaarloos. Wat Kammersdag hy wil beskerm teen Oekraïne, nou sit dit so in. Nou kyk 'n mens na gisterand se attacks weer. Dit is baie duidelik, hy gaan nie die oorlog stop voor dit nie op hom afgedwing word nie. So hopelik kom die Europese nasies en die ander lande in die wêreld en sat hom met sy ekonomie. Dis die enigste manier, as hy nie meer geld het om daai oorlog te support nie. Hy het al oor 1 miljoen, is al nader aan 1,5 miljoen van sy eie soldate afgestaan om hierdie doel te bereik, en hy het net nie 'n saak, nie eens met sy eie mense nie. Maar dis sy mindset, dis hoe hy werk. Tragedie. So, dis van die een kant. Ons gaan 'n bietjie na ander goeters toe. Interessante ding. Die eerste keer in die geskiedenis is daar muskiete opgemerk in IJsland. IJsland is te koud vir muskiete, maar dit is nou warm genoeg dat daar die eerste keer in die geskiedenis muskiete is. So ongelukkig vir die mense in IJsland, julle moet nou as julle uitgaan in die hande, bietjie mosquito repellent spray. Hier by ons in Amerika is baie muskiete, baie. Gelukkig is hier nie malaria muskiete nie, soos wat die probleem is in Afrika en dan die noordooste gedeelte van Suid-Afrika. So ons hoef nie te worry oor die malaria nie, maar nog steeds, die bly goed byt jou en dan juk dit, man. Hulle byt my dan 'n dag later begin dit eers te juk, en dit juk vir 2 dae. So, hulle is windgat die muskiete hier by ons. Maar nou sien ek, daar's muskiete nou in IJsland, so ongelukkig vir daai mense, die goed kom pla vir jou. Groot probleem in Nigeria. Die werkers, die plaaswerkers, hulle het nou al gewapende wagte nodig om hulle te beskerm waar hulle op plase werk, waar hulle weer boer met kos en goeders. Om hulle veilig te hou teen moslim
jihadists, want die moslim jihadists gaan in plase, vermoor Christene, vermoor mense, en die probleem is, daai ding gaan gestop moet word, want hulle is besig om 'n groot footprint te kry in Afrika, hierdie moslim jihadists, ISIL en hulle trawante. Nou as jy begin op lande waar daar vrugbare grond is, die boere in goeders intimideer en weghou om kos te maak, waar daar klaar lande in Afrika is wat met famine sit, weet jy wat se probleem dit nog gaan veroorsaak, maar soos dit die moslim is, hulle het nie 'n berry saak met niemand anders behalwe hulle self nie. Ons het dit nou duidelik in Gaza gesien, nou dat daar vrede is en die Hamas die Palestynë in die straat execute. Dis maar hoe hulle werk, dis hoe hulle koppe werk. En ons is nou sien is nou in Nigeria quite groot, en dan ook is dit besig om te gebeur in noorde van Mosambiek, waar hulle 'n gedeelte van die grond oorgevat het en in beheer. En daarin kan oorloop en oorvloei in Suid-Afrika op 'n stadium. So dis 'n ding wat definitief die regerings en die lande in Suidelike Afrika, in die hele Afrika, sal definitief hardwerkend moet 'n plan maak teen hierdie jihadists, want hulle kan groot moeilikheid maak in lande waar die weermagte van die lande nie baie sterk is nie, soos die meeste van Afrika lande is. So dan onthou julle daai robbery maandag daar in die Louvre Museum in Frankryk. Hulle het nou bepaal daai crown jewels wat gesteel is, die dele waarmee hulle weggekom het, $102 miljoen se waarde. Dis groot geld. Ek het gister 'n video gesien van wat hulle was fisies binne in die plek, obviously was hulle binne in die plek, maar met angle grinders daar binne besig om kaste goed oop te sny om die goeders in die hande te kry. Terwyl die patrons daar in die museum rond beweeg. Vinnig in en uit 4 minute, in en uit en gone met klomp, $102 miljoen se jewels. Nou wonder hulle of hulle ooit die jewels gaan terugkry, hulle probeer, maar en hulle wonder of hulle die skelms gevang kry. Ek is seker daar, onthou julle daai tyd toe ons jonger was, Miss Arsène Lupin, en wie was die ander, en Pink Panther, die Franse inspectors, en Inspector Clouseau, ek weet nie of hulle van hulle kan oproep, en hulle op soek, vir hierdie criminals en hierdie in hulle jewels terug te kry nie. Dan is daar gister begin met gedeeltelike demolisie van die White House. En een gedeelte van die White House is dit demolisie om plek te maak vir die nuwe boardroom wat daar gaan opkom, die nuwe ballroom, sorry. En soos gewoonlik, huil die demokrate alweer erg jong, want hier is Trump besig om 'n stukkie van die White House se een kant af te breek, en hy gaan nou 'n ballroom daar opsit, en al hoekom hulle huil is, hulle soek al vir dekades 'n ballroom, maar hulle het nie die geld om dit te gaan doen het nie, en hulle wil nie hulle eie geld gebruik nie, no, hulle moet staatsgeld gebruik, hulle sal nooit geld uit hulle eie sak het gebruik vir iets nie, en nou huil hulle om met Trump te doen en reg kry, en hy doen dit met sy eie geld, hy gebruik nie staatsgeld nie, hy gebruik nie publiek geld nie, hy gebruik sy eie geld en donors wat hy het, om hierdie nice ballroom te bou, en op die ou einde, die volgende president kan dalk 'n demokratiese president wees, hulle gaan die benefits kry van hierdie groot ballroom, maar die probleem is, Trump het dit gebou. Die krediet gaan na Trump toe, en hulle soek dit nie, hulle soek niks wat vir Trump positief is nie. Dis vir my baie snaaks hierdie demokrasie, seker, soos ek gister gesê het, na een video wat ek gister gemaak het, die kommentators daar in Suid-Afrika, wat hierdie evidence het, dat Trump kan misdag 'n pedophile is. Hulle moet dit asseblief aanstuur, ons kan baie geld maak met dit. So, dit is die probleem daar in die White House area vir die Democrats. Nou het ek gesien dat van die Democrat senators begin wegbreek van hulle party af en praat uit teen hulle party oor hierdie shutdown. Hulle kort net 3 Democrats om saam met die Republicans te stem en as die shutdown verby. So daar sal een wat sterk opgekom het gister en gesê hierdie is om 'n BS dat dit so aangaan en dis nie waarvoor hy staan nie. So ek dink daar gaan binnekort nog meer. Ek sal nie verbaas wees as ons sien hier teen die einde van hierdie week is die regering weer oop nie. Want daar is dinge wat in die agtergrond gebeur met die Democrats. Kom ons by die geskiedenis. In 1879 het Thomas Edison die eerste lightbulb getoets. So jy weet, 1879, lang terug. En
Hy het hierdie bulb aangehad en het vir 13 ure lank gebrand voor hy uitgebrand het. En dit was die begin van ligte, inskroefligte, weet bulbs wat ons het. En kyk wat ons vandag, elke liewe ding in die wêreld, daar's ligte oral, jy dink nie eens meer daaraan nie. Dit het al verbeter van die ou gewone bulbs, soos wat dit nou LED's en ek weet nie wat se alle verskillendes is nie. En dankie vir Mr. Thomas Edison met sy ontwerpe en goeders, iemand sou dit anyway gekry het eventually, maar dit is die begin om die land en die hele wêreld vir ons te verlig in die nag, nie meer nodig om goed te brand nie. En dan in 1884 word Greenwich aangewys as die median, die middellyn van die wêreld vir tyd. So Greenwich time wat ons almal verstaan, is die 0 hour, dis wat die middel van die wêreld is vir tyd. So in die middel van die dag, 12 uur by Greenwich, almal oos is al in die middag en almal wes is nog in die oggend. Dis die middelmerker en is nog steeds daar sinds 1884. Ons noem dit in die weermag, noem ons dit Zulu tyd, die Greenwich tyd. So ons gebruik Zulu tyd nog steeds in die weermag, vir alles wat ons doen, veral in die lugmag wat ons vlieg of enige iets doen, alles word gewerk op Zulu tyd. So die wat dit nie verstaan, jy moet altyd 'n bietjie 5 of 6 ure bytel. Hang af by ons, want ons het mos daylight savings time ook, so jy moet dit altyd in ag neem. Dis hoekom ons net op Zulu tyd werk, daarin skuif nie. Hy het nie 'n daylight savings time of so iets nie. So dis dan vandag se nuus, wêreldnuus en geskiedenis. Sien mekaar weer môreoggend. Baie dankie.